Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën in sy wonderlike doel, nie hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, het 'n kameelperd water nodig, is hulle afhanklik van water en verbasend is dit nie, hulle is nie afhanklik van water nie. As hulle selektief eet en hulle eet die regte blare, het hulle glad eintlik nie water nodig nie. Daarom is hulle baie lief vir akasia blare wat hulle gunsteling is want dit bevat baie vog. Wanneer hulle water drink en as daar water beskikbaar is, sal hulle sekerlik drink en hulle drink enigiets van 10 tot 12 liter water in koeler weer en warm weer 38 liter per dag en 'n groot bul kan selfs 48 liter water op 'n dag drink. 'n Groot hoeveelheid wat hulle moet inneem om sekerlik ook so te oorleef dan. Nou liewe vriende, vanoggend wil ons met u deel oor die Here Jesus. Verstaan u? U weet, ons het die afgelope oggende gehoor dat die Here Jesus God is, maar daar is nog 'n baie belangrike saak wat in die skrif geopenbaar word. En dit is dat ons moet weet dat die Here ons nie net verstaan as God en eintlik is dit wonderlik dat hy ons as God verstaan omdat hy ons geskaap het. In Hebreërs 2 vers 14 staan daar: aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En hier sien ons net die Here verstaan ons presies. Die Here het ons so verstaan, liewe vriende, en om aan ons te openbaar hoe hy ons verstaan, het hy vlees geword. En het hy soos ons as mens geword dan ook. En dit is wonderlik om dit opnuut te weet. Die Here weet wat in u as mens se lewe aangaan. Hy ken elke aspek van ons en daarom kan ons na hom luister. Verder is dit ook so. Die Here weet van die duiwel se aanval op u. Hy weet dat die duiwel u wil doodmaak en hy weet dat die duiwel u lewe wil verwoes en daarom kan ons met ons hele hart sê God verstaan ons. Die Here Jesus het mens geword en hy het elke aspek van menswees deurgaan en daarom kan hy met ons praat en kan ons luister na dit wat hy sê. Lukas 19 vers 10 staan daar: want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Nou liewe vriende, hier is eerstens word daar na die seun van die mens verwys in die teksvers. Dit kom 86 keer in die Bybel word dit so genoem. In die tweede opsig verwys die Here Jesus self na hom so hier in Lukas 19 vers 10 en let op die rede om te soek en te red die wat verlore is. So die Here Jesus het nooit uit die hoogte gepraat, liewe vriende. As die Here met ons praat, is dit oor hy ons presies verstaan. En daarom kan ons met al ons nood na hom toe kom dan ook. Johannes 1 vers 14 sê: en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Is dit nie wonderlik dat die Here dit vir ons is nie? Vol van genade en vol van waarheid. Waarom? Want hy het vlees geword, het onder ons gewoon en daarom kan ons absoluut ons lewe aan God kom toevertrou. Liewe vriende, enigiemand wat sy lewe nie met God regmaak nie, is dwaas. In Handelinge 7 vers 56 staan daar: en hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. In Openbaring 1 vers 13 staan daar: en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat op die voete hang en gegrond met die bors met 'n goue gordel. Albei hierdie gesigte is waar die Here Jesus gesien was in die hemel, liewe vriende, Stefanus en dan Johannes. En terwyl hulle die Here Jesus daar in die hemel gesien het, liewe vriende, hoe beskryf hulle hom? Nog steeds as die seun van die mens. So terwyl is die Here in die hemel, liewe vriende, hy is nog steeds die seun van die mens wat ook vir u omgee en hy verstaan wat in die lewe gebeur. Daarom moet u lewe na hom toe bring en dit aan hom wy. Vir 'n derde keer vanoggend wil ons vir u sê, bring alles na die Here toe. Matteus 4 vers 2 sê: en nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Die Here weet wat dit is om as mens honger te word. Na in Johannes 4 vers 7 sê: daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar: geef my water om te drink, want die Here was dors. In vers 6 staan daar: en die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer maar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. En in Johannes 11 vers 35, Jesus het geween. Nou liewe vriende, al hierdie dinge, menslike eienskappe. God word nie moeg nie.
God word nie honger nie, liewe vriende, en sekerlik is dit ook so dat die God gaan nie ween oor omstandighede nie, liewe vriende. God is in beheer, maar as mens weet die Here presies wat in die lewe gebeur. Wil u nie u lewe so opnuut vanoggend aan hom kom toewy? Miskien het u teen die Here gesondig deur te sê, Here, u het vergeet van my en mag u my die Here regmaak. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie dat u ons verstaan en dat u presies weet wat ons nodig het en daarom kan ons na u luister. Amen.